as jy verskriklik laat is, baie laat is, en jy het net 2 minute, en soos wat jy jou kous aantrek, sien jy, o gits, my toenails is nie geknip nie, en soos jy by die spieël verbyry, sien jy, maar jou hare is ook nie gekam nie. Wie van julle gaan julle toenails knip, en wie van gaan julle hare kam? Het ek nou net gou sien, as jy net tyd het vir een, wat se een van die 2 gaan jy doen? Hoekom? Want dis wat die mense sien, reg. Nou. Ons sit met hier die uitdaging, dat dit is nogals vir ons belangrik, dit wat mense sien. Daar's iets hier binne in ons wat leef, wat ons wil nie, mense moet minder van ons dink, as wat hulle behoort nie. Dis vir ons nogals belangrik, dat die blinkkant moet bo wees, nie. As jy gras sny, meeste van die tyd sny ons die voorerf eerste, want as ek moeg word, daarom sien hulle nie die agtererf nie. Weet nie wie van julle het al ooit die skorrelgoed in die oond weggesteek, omdat daar mense kom kuier het nie, ek weet nie of het. Ons wil nie rarig hê, mense moet daardie kant van ons sien nie. Mense moet dink ons is fliks, en alles is so raait. Maar Paulus kom in 2 Korintiërs hoofstuk 12 en ek het hierdie is, ek lees net vir jou van vers 7 af, hy sê, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk, en hy het net vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat ek die krag van Christus, sodat die krag van Christus in my kan woon. So daarom het ek behaag in swakhede, in mishandeling, in node, in vervolging, in benoudhede, om Christus ontwil, want as ek swak is, dan eers is ek sterk. Vanoggend is 'n spesiale oggend, dis 'n bietjie van 'n anderster oggend. Daar's nie baie notas nie, want vanoggend wil ek nie hê, dat jy sal verdwaal in die detail nie. En so miskien kan ek net 'n voorbeeld vir jou gee, hoe maklik ons kan verdwaal soms in die detail. Het een van julle dalk al gewonder, wat is hier die doring in die vlees waarvan Paulus praat? Jy dalk al, het iemand dalk al met jou 'n bietjie gestry daaroor, het iemand al, is dit net met my, okay, daar is daarom nog so 2, 3 ander ouens. Maar mense raak amper 'n bietjie behep oor hierdie doring in Paulus se vlees, genade, daar word boeke daaroor geskryf. Jy weet, en klomp goede, en ouens filosofeer, en hulle allerhande gedagtes oor dit. En ek het vir jou sê, ons weet nie rarig wat die doring in die vlees was nie. En so is dit waarmee Paulus besig is. Is hy besig om te hê, probeer hy aan ons presies verduidelik wat hier die doring in die vlees is, want as jou antwoord ja is, dan het hy nie geslaag hierin nie. En so waarmee is Paulus actually besig? Want hy is nie rarig besig met die doring in die vlees nie. Hy is besig met iets anders. Hy is besig met hierdie. Hy sê, waarin sal ek dan roem? En so Paulus besef hierdie ding, hy besef dat die Here openbaar homself op hierdie besonderse manier aan Paulus, en hy gee vir hom al hierdie waarhede, en hy sien hierdie gesigte, en hy word weggeruk tot in die 3de hemele, en is al hierdie goed, en dan sê, maar sodat ek nie, maar ek lees dit weer vir jou,
sodat ek nie vanweë die voortreffelikheid van hierdie openbaring in myself sou verhef nie. Sodat hy nie groot word in homself nie, gee die Here vir hom hierdie een ding. Nou, ek gaan regtig nie lank preek nie, ek wil net hê, jy moet hierdie kolletjies by mekaar sit, dis al, as jy net vir my hierdie blokkies sal bou, dan gaan ons verder aanbid, en ons gaan mekaar bedien, en ons gaan die Here vertrou, dat hy met elke een van ons sal werk. Maar hier is hoe dit werk. Paulus sê, Here, baie dankie vir die openbaring. Maar Here, dankie vir hierdie doring in die vlees, sodat ek nie te groot word in myself nie. Hy sê daarom in vers 10, hy sê, daarom het ek behaag. Wat is dit om behaag te hê in iets? Dis om genuine van iets te hou. Nee, ek het behaag. Ek like dit baie. Weet jy, waar het jy behaag? Mag ons weer behaag hê in die vrou wat die Here jou gegee het. Mag ons behaag hê in die klein goede wat die Here vir ons gun. Maar Paulus sê, so weet jy wat, waar het ek behaag? Wat like ek? Swakhede, mishandelinge, node, vervolging, benoudhede. En dan gebeur daar iets en my tor val af, as ek net soos Paulus, nee, hoekom moet jy nie behaag? Hoeveel dooies het Paulus nie opgewek nie? Hoeveel siekes het hy nie gesond gemaak nie? Hoeveel kerke het hy nie geplant nie? Ek meen, hoe ver het hy nie gereis en al hierdie goed gedoen? Hê behaag daarin. Vertel ons weer die storie van hoe die Here jou op die oop see beskerm het. Jy weet, hy sê, nee, wag. Ek het behaag in my swakheid. So rukkie terug, nou is ons daar by Familia Day, dit is die netwerk van die pastore, die predikante, en almal daar, en daar is 'n nuwe ou daar, en ek gaan en ek sê vir Malo, hoe gaan dit met jou? Nee, baie goed, dankie. Ek sê, kuier jy so 'n bietjie by ons? Ek wil net weet wie hy is, okay, ek gee om. Kuier jy 'n bietjie by ons? To which he replied, ek is die voorsitter van Gauteng Noordstreek. Ek is genooi om hier te wees. Ek's jammer, oom. Ek het nie geweet wie jy is nie. En daar's iets. Dis subtel partykeer. Dis subtel. Ons wil eerder praat oor die goeie kant, ons wil eerder ons goeie kant wys, as ons slegte gaan, dis so 'n bietjie makliker om te praat, en toelaat dat die ouens sien die mooi kant. Paulus sê, ek het nie behaag hierin nie, maar ek het eerder behaag in my swakheid. En hy sê, hier is hoekom. Hy sê, want, eers as ek swak is, dan is ek sterk. Ek wil vanoggend vir jou sê, miskien is die rede hoekom die gewig te swaar is vir jou om te dra, is omdat jy nie veronderstel is om dit te dra nie. Miskien is daar iets in die swak wees, daar's miskien iets in die gebrokenheid, wat maak dat ek en jy kan word wie hy ons roep om te wees. Die realiteit is, die Here het elke een van ons uniek gemaak, met sterkpunte en met swakpunte. En saam met hierdie, wat die Here ons gemaak het, het hy ook aan my en jou 'n unieke roeping gegee. En ons is veronderstel om in hierdie roeping te wandel. En partykeer raak ons moedeloos, omdat ons voel, ons sterkpunt is nie dieselfde as die ou se sterkpunte langs my of oorkant my nie. Kan ek jou net gou iets vra? Kan ek jou net 'n baie belangrike vraag vra, vir al die rugby ouens? Ek het nie baie rugby grappies nie, soos net, of voorbeelde nie, soos net, hoeveel drieë het Rassie Erasmus hierdie jaar gedruk?
Julle ken nog as julle rugby hoor. Wat is die impak van Rassie Erasmus in die Springbok span in hierdie jaar? Reuse impak. Hoeveel drie het Usain Bolt gedruk hierdie jaar? Julle staan. Ek sou gelag. So, net soveel soos Gary Player, dankie Ollie. Maar nou verval ons in hierdie idee, ek moet alles kan doen wat al die ander ouens doen. There's something in your weakness, man. Daar's iets in die feit dat jy dit nie kan doen nie, wat demonstreer dat dit eintlik net deur God se krag is wat ek dit kan doen. Daar's iets daar. Paulus sien iets. En nou wil ek net dit sê. Want hier is wat ek wil hê jy moet hoor, en hier is die plek wat ek hoop, dat jy saam met my sal aanbid vanoggend. Want hierdie woordjie roem is 'n bedrieglike woordjie, want ek het geworstel met hierdie woord hierdie week. Want nou sê Paulus, hy sê, veel eerder sal ek in my swakhede roem. En dan dink ek, ja, ek ken 'n paar windie ouens, okay, maar niemand wat breë bors loop en roem. En ek weet nie of ek beweeg ek net in verkeerde sirkels nie, maar hier's nie, ek het nie hierdie ons frons in ons kultuur op 'n ou wat brag, jy weet, ons is so half bietjie neerhalig, jy weet, en so nou sê ek soos, maar waaroor gaan hierdie roem, jy weet, hoekom, swak hy wil roem, waaroor gaan dit, wat is hier in die gang? Ja, en ek soek, en ek, so is my hart vir jou vir vanoggend. Dieselfde Griekse woord wat roem is ook dieselfde woord vir verbly of vind my blydskap in. Man. Hierdie het my baie hard gevat hierdie week. Paulus sê, ek verbly my. Ek vind behaag in my swakheid. Ek is bly. Maar my swakhede. Nou, swakheid is nie my swak besluite nie. Ek wil dit net baie duidelik maak. Meeste van die tyd as ons dink, as ons die woorde hoor, my genade is vir jou genoeg, dan hoor ons, okay, die Here sal my sonde vergewe. Beter verse vir dit, okay, gaan Romeine toe, God sal jou sonde vergewe, maar hierdie is nie die vers nie. Hierdie vers is, God is genuine in beheer. Jy kan weet, sy genade is vir jou genoeg. En so is jy nog bly oor jou moeilike omstandighede. Soos daar nou een ding is, wat jy voel, man, as hierdie een ding net anders kon wees, kon my lewe radikaal beter gewees het. Paulus sê, so daai een ding, soos daai een ding, dis jou swakheid, as jy roem daarin, verbly jou daarin, laat God se krag daardeur gedemonstreer word. Nou kan ek hierdie in huis toe bring, en die musiekouens, julle kan so lank vorentoe kom, want ons gaan die Here moet vasgryp vir hierdie een, want ek het nodig, dat daar iets in jou hart skuif vanoggend oor jou swakhede. En vergewe asseblief my emosie, ek vra jou mooi, dit is my moeilik om hieroor te praat, sonder om emosioneel te raak, so hê vir my genade. So julle weet, Ewald het gister 10 geword. Dankie vir al die happy birthdays, waardeer dit. Dit is moeilik.
Dit merk 10 jaar. Wat vir Karel ook tissues. Jy moes in die kinderkerk gewees het. Ekskuus julle. Bly net by my asseblief. Hierdie is belangrik. Nou kom die Here en hy sê, roem in jou swakhede. Die een ding wat ek dink, as die Here dit sal verander, sal my lewe radikaal beter wees. Sal wees as my kids gesond is. En miskien eendag sal dit wees, en ek vertrou die Here daarvoor. Hey, hoor net gou vir my. Wat is die Here wil wys? Dat hy kan my nog steeds gebruik, ten spyte van my kinders. Wat is die Here sy krag wil demonstreer? Deur te sê, alles hoef nie ideaal te wees, voordat jy gebruik kan word voor hom nie. Wat as God besig is met iets, wat as ek moet sê, Here, dankie, baie dankie, dat jy my kids gebruik om my te leer. So wat is jou omstandighede? Wat is jou one thing wat jy voel, ja, hier is net swaar, hier is net moeilik. Sal jy saam met my vanoggend vir die Here sê, dankie vir die moeilike goed. Here, dankie. Dankie vir die swakhede. Dankie vir die mishandelinge. Dis wanneer mense die slegte goed van jou sê. Dankie vir die node, die goed waaraan jy behoefte het. Dankie vir die vervolginge. Dis wanneer jy opstaan vir jou geloof en jy moet daarom 'n groot prys betaal. Here, baie dankie vir die benoudhede. Here, want ek gaan in hierdie goed roem, want dit is hier waarin sy krag duidelik word. En dit beteken nie ons gaan vir ewig hier bly nie, hoor my nou seker. Moenie dink jy gaan nou by jou omstandighede kamp opslaan en dit word nou jou vriend en jy gaan dit koester al die dae van jou lewe nie. Die Here kan dit in een oomblik verander. Maar van nou totdat hy dit verander, is dit nie hierdie slegte ding wat daar een kant ver weg moet wees terwyl jy besig is met jou lewe nie. God wil jou swakheid gebruik om te demonstreer dat hy kan dit doen ten spyte van. Om vir die wêreld te wys, daar's mense wat so lief is vir hom, dat ten spyte van hulle omstandighede is hulle harte uitverkoop aan hom. Wil jy nie saam met my? Wil jy nie saam met my opnuut net vanoggend kies? Sê Here, ten spyte van my swakheid. So ons gaan nou aanbid. Maar ek wil 'n spesiale uitnodiging maak. Dat as die Here iemand op jou hart lê, dat jy vir hulle sal gaan bid. Ek glo in my hart van hart. Dit wat jy glo, die slegste ding is wat jou toegedeel is, kan ook die bron word van die ding wat God se krag demonstreer. Of dit is in herstel, of dit is in genesing, of dit is in finansiële uitkoms, of dit is in verhoudinge wat regkom wat lyk of dit onmoontlik is. Jy dink dis jou swakheid. God sê, verbly jou daarin. Hoekom? Want hierdie uitdagings bewerk iets. Dit demonstreer sy grootheid en sy vermoë.
Wil nie asseblief net saam met my opstaan soos ons gaan aanbid nie. Vader, ek wil bid dat ons in hierdie oomblik sal hoor, dat U genade vir ons genoeg is. Dankie dat U ons dra. Here, dankie dat ons kan bly wees oor uitdagings, omdat ons weet, ons ook U hand sal sien beweeg. Here, dankie dat ons die voorreg kan hê om U grootheid gedemonstreer te sien, ook in ons swakheid. Maar Vader, ek wil bid vir 'n spesiale genade vir elke een. Vir wie dit baie swaar is vanoggend. Here, sal U asseblief ook U krag kom demonstreer, deur vrede te herstel, deur vreugde te herstel. Here, dankie vir wat U doen in hierdie oomblik in elkeen van ons hart. En Vader, ek wil bid dat ons nou sal kies om ons oë op U te vestig. Here, want U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde. Daar is niemand groter as U. Here, mag ons ook in hierdie dag bly wees oor ons swakheid. Dankie dat U genade vir ons genoeg is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.